Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons roep die Here aan vanoggend met die woorde van Psalm 123. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God. En dan antwoord hy ons. Genade, barmhartigheid, vrede, van God onse Vader en Christus Jesus, onse Here. Amen. Kom ons loof die Here vir sy guns, sy genade, sy seën wat so op ons rus. Sing saam Psalm 95, en daarvan gaan ons saam vers 1, 3 en 4 sing. Wat ons aan ons Here bind, en ook so in liefde en in intimiteit aan mekaar bind, is ons allerheiligste geloof. En dit bely ons nou aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.
Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons vanoggend weer deur vir ons sy wet voor te hou. Bring sy wet voor ons, nie net dat ons hom in sy heiligheid en heerlikheid kan ken nie, maar ook onsself. Wanneer jy na die wet van die Here kyk, dan sien jy jouself, jou gebrokenheid, jou nood vir sy genade, en dit is wat die Here vir ons nou voorhou. Luister saam na die Here se woord van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En wat die Here doen deur die wet, is hy bring ons laag, plaas ons voor ons nood. Saam met die Here se wet luister ons vanoggend ook dan aan Jesaja 53 met Paasfees wat voorlê. Dit is altyd 'n teks waarin ons hart en gedagte hardloop. Dit is die profesie, die vooruitvoorspelling van wat ons Here Jesus Christus as Messias sal kom doen, wanneer hy kom. Ons luister daar vanaf vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde en daar vir ons genesing gekom. En daarom kan ons met nederigheid en laagheid, maar tog sonder vrees na die wet van die Here luister. Dit wys ons nood, maar die Here gee vir ons ook die antwoord in Christus. En ons sing dan van die Here se goedheid en genade in Psalm 103. Dis hoe ons hom dan nou op sy wet antwoord. Ons gaan vers 2 en vers 3 sing, vers 2 en vers 5, waar ons in vers 2 sing, loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood
jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het. En in die nood is hy jou hulp gewees. Psalm 103, sing ons vers 2 en vers 5. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe prys ons U vir U goedheid en U genade dat U nie met ons handel na ons sonde nie. Soos U ons ook leer in Psalm 130 dat as U na reg die sonde wou gadeslaan, as U dit wou hanteer direk aan ons, wie sou voor U vir 'n enkele oomblik bestaan? Ons ken ons sonde en ons gebrokenheid, U wet maak dit vir ons onmiskenbaar. Ons kan dit vir ander mense wegsteek, in ons hart kan ons dit nog probeer verdruk. Maar wanneer ons voor U kom, is ons oopgevlek. U sien elke gedagte, U sien elke woord, en elke daad. Ons bely dat voor U het ons baie skuld, en ons is in groot nood. Wil U ons dan vergewe? En ons prys U dat wanneer ons dit vra, dan weet ons vra dit met sekerheid. Nie onsekerheid nie. Ons ken U genade in ons Here Jesus Christus, dat in Hom ons van die skuldelas onthewe, genadiglik die sondes vergewe is. So ons prys U vir Hom. Hy is ons rots. Hy is ons skuilplek. Ons vlug na ons Here Jesus Christus altyd. Mag daar altyd in ons monde lof wees vir U vir hierdie genade. Dus dankie dat U ons dan nie net vergewe nie, maar ook as U eie kinders aanneem. U versorg ons. U plaas ons in U hart in 'n spesiale plek. Alles behoort aan U, maar U kinders op 'n besondere manier. So ons prys U dan vir hierdie rus en vrede wat ons in U mag hê. Dankie vir ons gemeente en hoe U haar ook bewaar. Dankie dat U ons suiwer. Dat U ons altyd terugroep na die heilige waarheid van U woord en ons daaraan bind. Nou ons prys U vir
die goedheid en die getrouheid teenoor ons. Vader, ons bring dan ons geliefdes, hulle wat swaar kry en deur beproewing gaan nou, ons bring hulle na u troon van genade, u troon van goedheid en ontferming. Wees met ons broers en susters wat swaar kry, bemoedig en versterk hulle op die manier wat net u deur u Gees kan. Mag hulle oë altyd deur op u en u hand hou, want dit is waar troos, waar krag, waar lewe is. En gee as u wil tog gou uitkoms uit hulle nood. En Vader, ons bid dan ook dat u ons sal lei vanoggend. En die besonder wanneer ons luister na u woord, wil u ons harte en gedagtes oopmaak en sag maak en skerp maak. Mag ons dit wat u vir ons sê en leer verstaan, en mag dit so in ons harte ingeplant word, dat ons dit ewig sal liefkry en sal doen. Lei ons dan deur die Gees wanneer ons luister na u woord. En wanneer ons vir u sing, o vul ons hart en gedagtes met die wonder en die soetheid van Christus. Dat ons nie net sal sing as die gebruik wat ons het nie, maar dat ons werklik van harte vir u sal sing. Wees met ons dan vanoggend, in hierdie hele tyd wat ons voor u wandel. Wil u ons verhoor, genadiglik, enkel en alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam gaan luister na ons Here se woord, gaan ons eers vir hom sing. En wat ons sing is Psalm 42, waarin ons verlange na hom bely. Nie net bely nie. Ons roep hom in verlange. Dat ons meer van hom mag hê, meer van hom mag ken, mag lief hê, mag ervaar. Psalm 42 waar ons sing, soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke. Skreeu my siel na u, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron. Wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien in klare omskouing? En wat ons dan in die woord van die Here kry is juist dit. Ons sien hom. Hy openbaar homself aan ons. Kom ons sing dan saam in voorbereiding om na sy woord te luister, Psalm 42 en daarvan vers 1, 2 en 3.
Ons gaan vanoggend verder met ons reeks vanuit die eerste brief van die apostel Petrus. Ons is naby aan die einde. Hoofstuk 4 vers 12 tot 19 kyk ons na vanoggend. Jy kan saam met my daar oopmaak. Terwyl jy daarin blaai, oorweeg die vraag: wat verwag jy om in jou lewe spesifiek as 'n Christen te ervaar? Om dit meer spesifiek te vra, wat is jou verwagting oor lyding? Wat is jou verwagting oor vervolging? Wat is jou verwagting oor blydskap en rus en seën? Wat hierdie vraag so interessant maak, is dat almal het 'n antwoord. Goed, nie almal dink bewuslik aan wat hulle verwagting is rondom hierdie dinge nie, maar elkeen het tog verwagting oor dit. Almal het 'n sekere beskouing van hierdie lewe en hoe om 'n Christen te wees hierdie lewe gaan beïnvloed. Al is dit onbewustelik. En ons weet almal het dit, want daarom voel ons gereeld verras. Ons voel daarom gereeld opgewonde of tevrede of verstom, teleurgesteld, verleë. Nou, reg deur hierdie eerste brief van Petrus is hy besig om vir ons te leer as Christene hoe om na hierdie lewe hier op aarde te kyk. Jy kan dit noem 'n Christelike lewensbeskouing. Hoe moet ek kyk na die dinge wat gebeur? Wat moet ek verwag? En van die begin af hou hy ons hierdie een feit duidelik voor oë. Ons sal ly. 'n boodskap wat al te nodig is vir ons vandag. Toenemend groei in gewildheid die leuen wat sê, as jy 'n Christen is, dan behoort dit net beter en beter te gaan. As jy ly, was fout. Fout met jou geloof, dalk onvermoë by God, dat hy nie wil ingryp waar hy nie moet nie. Hierdie brief is 'n nugtere herinnering aan ons gelowiges. In hierdie wêreld sal ons ly. In hoofstuk 1 vers 6 praat Petrus van allerhande beproewinge, maar oor die algemeen praat van die lyding en die swaar kry wat ons deurgaan in hierdie wêreld. Wat hy dan doen is hy beskryf waarom ons hierdie lyding gaan deurgaan. Hy beskryf wat die doel is en hoe ons moet optree. Hulle kry jy weer in hoofstuk 2. Hy praat van ons Christene as vreemdelinge en bywoners en hoe ons daarom sal ly en hoe ons dan moet optree. Hoofstuk 3 praat Petrus weer van hoe die Christen sal ly vir geregtigheid, terwille van Christus sal ly en waarom en hoe ons moet optree. En dit gaan aan in hoofstuk 4. Hierdie gedeelte waar ons nou is, sluit Petrus daardie onderwerp af met 'n laaste samevatting of opsomming. So wat hy immers hier doen, is om vir ons die hart en die beginsel van die Christelike lewensbeskouing en verwagting neer te lê. In ander woorde, wat jy as 'n Christen in hierdie lewe moet verwag, waarom, hoe moet jy na dit kyk en hoe moet jy dan reageer? Ons luister dan saam na ons Here se woord vanuit 1 Petrus 4. Ons gaan saam luister na vers 12 tot 19. En julle aanraai, hou julle Bybels oop saam met my hier, ons deur die teks gaan in die preek. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie.
Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou, met goeie dade. Tot sover, sien jy daai patroon weer. Die beskouing wat jy moet hê van hierdie lewe, verwagting, en dan jou reaksie, jou optrede. Dis waarna ons gaan kyk vanoggend. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Dis die woorde van die apostels, nadat Paulus in Handelinge 14 gestenig is. Hierdie lewe sal jy, Christen, broer, suster en kind, lyding ervaar. Jy gaan nie lyding en swaar kry, vryspring of verminder hê, omdat jy 'n Christen is nie, en aan Christus behoort nie. Indien enige iets, gaan jy meer hê. Daar's 'n lyding waarop Petrus hier fokus, wat jy wel misbring as jy nie aan Christus behoort nie. Maar as jy aan hom behoort, gaan jy dit ook boonop hê. 1 Tessalonisense 3, daar praat Paulus met die gemeente in Thessalonika, en hy sê, ek het vir Timoteus gestuur, juis om julle te bemoedig in julle verdrukkinge, en dan voeg hy by, oor daardie verdrukkinge, want julle weet self, dat ons hiervoor geroep is. En dan Petrus hier in vers 12, geliefdes, verbaas julle nie, oor die vuurgloed van vervolging onder julle nie. Soos die van julle met ander vertalings nou sal sien in hierdie teks, daar staan nie in die oorspronklike vuurgloed van vervolging nie. Daar staan vuurgloed, vurige beproewing. Die res van Petrus se boodskap hier fokus wel op 'n sekere soort vuurgloed, 'n sekere soort beproewing en lyding, en dis vervolging, om te ly ter wille van getrouheid aan Christus. En daarom is dit hierso genoem vuurgloed van vervolging. Maar Petrus begin eenvoudig te praat oor die uitkyk wat jy en die verwagting wat jy as Christen van hierdie lewe moet hê. En dit is, ons sal deur die vuur gaan en dit sal brand. Ons sal die seer van verlies ervaar. Ons sal die bitter van ander se sonde moet proe. Ons liggame sal ingee, opgee en sterf. Ons sal twyfel, angs, verleentheid, ongeluk en verdriet sien. Moenie verbaas wees oor dit nie. Moenie dit as iets vreemds beskou nie. Want is die gevaar waarna ons wil val. Voel God het my verstoot. Hy het my verlaat. Ek is in sy onguns, anders sou hierdie nie met my gebeur nie. Dis vreemd dat ek swaar kry. Dit is nie. Jy is geroep om deur die vuur en die dubbeltjies die paradys te betree. Nou as Christen sal jy nie net ly nie, maar jy sal in die besonder ly, juis omdat jy aan Christus behoort. En dis waarop Petrus dan fokus hier. Jou lyding as Christus, omdat jy getrou wil wees aan Christus. Dis die beginpunt van ons lewensbeskouing, die verwagting wat ons in hierdie wêreld moet hê. Nou, ek weet dat wanneer ons praat van vervolging, is ons geneig om half af te skakel. Want ons het nie die vlak van vervolging waarvan ons lees in die Bybel nie. En wat ons sien deur die geskiedenis en in ander lande tans in die wêreld. Ons het dit nie, hier nie. Met vrymoedigheid kom ons kerk toe, aanbid ons die Here, praat ons oor Christus sonder vrees. Maar ons moet iets oor vervolging mooi verstaan. Vervolging is nie net gevaarlik en seer, en ons het nie net troos nodig daarvoor wanneer dit hierdie hoogste vlak van vervolging is wat ons lewens bedreig nie.
Vervolging is ook wanneer ons sleg gesê word, gespot word, uitgesluit word, vermy word, oorgeskinder word, sleg verbaal hanteer word, omdat ons getrou wil wees aan Christus se wil. Dis ook vervolging. En dit is wat van Petrus hier praat. Goed, hy sluit natuurlik die swaarder, groter vervolging en verdrukking in. Maar hoor waarvan praat hy, vers 14, as julle beledig word. En as ons dit raak sien, dat die Here gee vir ons 'n teks soos hierdie, met al die troos en die bemoediging en die beloftes in, hy gee dit oor dit wat ons ervaar. As jy getrou gaan wil wees aan Christus, gaan jy waarvan Petrus hier praat ervaar. En ons weet dit. As ons standpunt gaan inneem, sekere dinge doen en nie doen nie, sekere dinge sê en nie sê nie, sekere dinge deelneem en nie deelneem nie, omdat ons sê, dis die wil van Christus, dan gaan ons verdruk word. Ons gaan beledig word. Ons gaan belaster word. Ons gaan uitgesluit word. Ons gaan seer kry. So wat Petrus dan hier doen, wanneer hy nou praat van hoe ons moet verwag hierdie Christelike lewe gaan en hoe ons moet kyk na die lyding wat ons ontvang vanaf ander mense, die verdrukking, is toepaslik vir ons. Uiters toepaslik vir ons. Petrus dan nou doen, hy gee vir ons redes waarom ons nie verbaas moet wees oor ons verdrukking nie, en hoe ons wel daarna moet kyk. Nommer 1, ons is vreemdelinge en bywoners. Ons het dit gehoor in 'n vorige hoofstuk, in hoofstuk 2, waar Petrus van ons praat as, hy vermaan ons as vreemdelinge en bywoners. In ander woorde, dis nie vreemd dat jy verdrukking gaan ly in hierdie wêreld nie, want jy is vreemd. Paar verse vroeër, in vers 3 tot 4 van 1 Petrus 4. Want het is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Indien jy in jou lewe gaan strewe om aan God getrou te wees, soos hy in sy woord openbaar, sal die wêreld en soms mense in die kerk, wat Christene genoem word, dit vreemd vind en jou belaster. Dit is hulle sal jou sleg sê, veral agter jou rug, jou uitsluit, jou bespot, jou bestempel as skynheilig, te streng, kortsigtig, liefdeloos selfs. En weer eens, hier is waar in ons tyd vandag, net soos in Petrus se. Wanneer jy gaan vasstaan teen kerkloosheid, vir jou buurman, vir jou familielede, jou samelewing, gaan sê die Here beveel ons, dis in sy wil dat ons by 'n skrifgetroue kerk moet wees, gaan jy swaar kry. Wanneer jy gaan standpunt inneem teen dwaalleer, teen dronkenskap, losbandigheid, buiteegtelike verhoudings, homoseksualiteit, enige ding wat deur die samelewing aanvaar word, as jy dit gaan sonde noem, want die Here sê so, dan gaan jy verdruk word op een of ander manier. Hierdie wêreld is nie die Christen se woning nie. Ons is vreemd hier. En as ons lewe heilig vir die Here as vreemdeling en bywoners, moet ons nie verbaas wees wanneer die wêreld ons soos 'n vreemdeling en 'n bywoner hanteer nie. Nommer 2, ons het eenheid met Christus. Maar hier is een van die kosbaarste trose vir jou lyding, ter wille van getrouheid aan Christus. Ons het eenheid met hom. Vers 13, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus,
moet julle bly wees. Dis die wonder van die evangelie. Deur die geloof word ons nie net gered nie, ons word ingeplant in Christus in. Ons word een met hom. Daarom noem hy ons sy bruid, sy eie liggaam, met hom as hoof. Wanneer jy in Christus glo, word al jou sonde aan die kruis op hom gestraf, sodat die dag wanneer jy sterf, daar geen sondeskuld op jou siel is waarvoor jy gestraf hoef te word nie, en jy ontvang sy geregtigheid, sy gehoorsaamheid, asof jy dit gedoen het, en jy word daarvoor beloon met die ewige lewe. Dis die hart van die evangelie. Nou wat gebeur daar? Wat het hier gebeur? Ons word deur die geloof in Christus ingeënt. Een met hom. Daarom spoel ons skuld oor hom en dra hy die straf daarvoor en sy geregtigheid oor ons en ons ontvang die loon daarvoor, want ons is een met hom. Hierdie onbegryplike waarheid dan, omdat jy deel het aan Christus, een is met hom, sal jy ook deel hê aan sy lyding. Dis waarvan Petrus hier praat in vers 13. Ons sien, ons Here Jesus sê dit self in Johannes 15 vers 20, daar sê hy, diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En Paulus in Romeine 8, ons is mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik sal word. Wat is ons lyding? Ons vervolging, bespotting, beswaddering in hierdie lewe, ons verdrukking, anders as gemeenskap met Christus se lyding. Ons het eenheid met hom, dis ons lewe. Om te ly vir hom is deel van die ervaring van daardie eenheid. Dis 'n bevestiging en 'n bewys dat ons aan Christus behoort, dat ons deel het aan hom. Nommer 3, ons sal verdrukking hê en ly, omdat God sy kerk deur verdrukking en lyding beproef of reinig. Kyk vers 12, wat ons gelees het. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien. Dan kyk ons hier af na vers 17 tot 18. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So deur lyding en veral verdrukking, wanneer jy ly, swaar kry, seer kry, omdat jy getrou aan Christus wil wees, is God besig om sy kerk te beproef. Hy gebruik daardie lyding vir sy naam, om sy kerk te toets, te beproef, te suiwer. God vat sy kerk deur die vuur. Hy stuur die vuurgloed van lyding om haar te beproef, om te openbaar wie werklik aan hom behoort en wie nie. Wie werklik hom liewer het bo hulle gerief en hulle gemak en wie nie. Vir die wat sy naam dan bely in die kerk is, hulle self Christene noem, maar nie van harte die Here Jesus lief het as hulle hoogste skat, hulle kosbaarste besitting nie. Hulle sal hierdie vuur, hierdie beproewing, hierdie lyding vir Christus se naam ervaar, en hulle sal die toets nie slaag nie. Hulle sal druip. Hulle sal sê, ek het verwag om 'n Christen te wees, om die regte ding te probeer doen, om die Almagtige te dien, sou my lewe makliker maak, en ek ly vir hom. Ek's klaar. En hulle stap weg. Maar vir die ware gelowige doen hierdie beproewingsvuur iets anders. Dit reinig ons. Dit maak juis ons geloof skoner, sterker, suiwerder. Ons mag hoor dat wanneer ek getrou is aan Christus, ek volg sy wil vir iets. Ek hou vas aan iets omdat ek weet dit is wat hy wil hê en dis sy wil. En ek
word daarvoor sleg gesê, verstoot, uitgesluit, beskinder. Dan mag ek weet, hierdie is ek wat deel het aan Christus, die Here Jesus. Ek wat deel, gemeenskap het aan sy lyding, dis hierdie. En om deel te hê aan hom, is meer kosbaar en heerlik, as enige iets wat hierdie lyding by my kan vat, of hoe hierdie lyding my kan seermaak. En dan word ons geloof suiwerder, mooier, skoner, sterker. Wat moet ons verwagting dan wees? Hoe moet ons verwag om as vreemdelinge hier te hanteer te word? Hoe moet ons verwag, wat gaan hier gebeur? Ons lewensbeskouing op hierdie lewe. Ons moet verwag dat ons sal hanteer word as vreemd, en dat lyding nie gaan vreemd wees nie. Ons moet verwag om gemeenskap met Christus se lyding te ervaar, en ons moet verwag om deur die beproewingsvuur van die Here te gaan. Wat dit nie moet doen, hierdie verwagting, wat dit nie moet doen nie, is om ons negatief te maak nie, pessimisties, sugtende Christene, wat sê, ek gaan ly, ek gaan swaar kry, wat help het ek soek na vrede en eenvoud en geluk, ek is mos 'n Christen, lyding is mos my deel. Nee, hoor wat sê Petrus, ons moet bly wees, wanneer ons vir Christus se naam ly. Vers 13, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees. En dan is die eerste vraag wat ons wil vra, hoe kom jy van lyding na blydskap toe? En Petrus gee vir ons die 2 antwoorde. Kyk in vers 13, laaste gedeelte, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Hoe hierdie waarheid, indien jy een is met Christus, in hom glo van harte, dan gaan jy gemeenskap hê aan sy lyding, hier nou. Maar jy gaan ook gemeenskap hê aan sy heerlikheid wanneer hy terugkom en wanneer hy in sy glorie geopenbaar word. In ander woorde, indien jy nou terwille van getrouheid aan hom ly en blydskap ervaar omdat jy een is met hom, kan jy weet, dis 'n bewys dat jy aan hom behoort, dat jy deel het aan hom, dat jy ook by sy wederkoms sal jubel met blydskap. Want dis 'n vraag wat meer van ons het en dit nie wil sê nie, want ons voel ons mag nie. 'n Vrees vir die koms van die Here. Wanneer hy in sy heerlikheid kom, sal ek aan hom behoort? Sal ek deel hê aan sy glorie en heerlikheid, of sal ek soos die wees vir wie hy sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie? Sal ek soos die wees wat Openbaring sê, die berge en die rotse gaan roep en sê, val op my, bedek my voor die een wat kom? Ons wil nie dit wees nie. Ons wil deel aan sy heerlikheid. Hoe kan ek weet dat my geloof eg is, dat ek gaan deel aan sy heerlikheid, dat ek werklik een is met hom? En sê Petrus, jy is bly wanneer jy terwille van sy naam ly. Wanneer jy blydskap, vreugde, volheid vind, wanneer jy gemeenskap het in sy lyde, want jy sien hoe dit 'n bewys is dat jy een is met hom, dan sal jy bly wees. Jubel van blydskap by sy openbaring, sy wederkoms, en jy sal deel aan sy heerlikheid. En in vers 14, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. God sal jou geloof staande hou. En hy sal jou kragtig ondersteun, wanneer jy terwille van getrouheid aan hom moet ly. Ons kan dink aan Matteus 5, die saligspreking, hoe hy eindig. Salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So daardie belofte is eendag. Dis 'n toekomstige belofte. En wat die Here daar sê is, verdra die lyding, sien dit is 'n salige ding as jy ly vir geregtigheid terwille van Christus, want kyk wat is julle loon eendag.
Wat Petrus hier sê is anders. Hy sê, die gees van God, die heerlikheid en van God, rus op jou, wanneer jy beledig word vir die naam van Christus. Hy gaan jou staande hou. Hy sal daardie toekomstige beloftes en rykdom en soetheid so in jou hart inbring, wanneer jy moet ly vir Christus, dat jy na die lyding sal kyk en sê, dis die moeite werd. Christus is meer werd om deel te hê aan sy lyding. Is meer werd as om die lyding vry te spring. Dis dan die perspektief op ons lewens as Christene, dat ons sal ly en verdrukking deurgaan, maar dat ons juis moet jubel en bly wees wanneer dit gebeur, omdat dit bewys dat ons deel het aan Christus, dit bewys en bevestig dat ons deel sal hê by sy heerlikheid en sy koms, en ons moet bly wees, omdat God ons sal versterk en ons harte sal versoet wanneer die verdrukking kom. Nou is die vraag, hoe moet hierdie perspektief, hierdie lewensbeskouing, hierdie verwagting wat Petrus vir ons skep oor hierdie lewe as 'n Christen, hoe moet dit my lewe van dag tot dag beïnvloed? Hoe moet dit maak dat ek anders lewe? Ons moet die lyding en verdrukking wat ons aangedoen word ter wille van ons getrouheid aan Christus in God se hande oorlaat, deur te volhard in goed doen en hom so verheerlik. Dis wat dit moet doen. En dis 'n patroon wat Petrus al van hoofstuk 1 af vir ons leer. Jy kry swaar, jy deel aan Christus se lyding, hou aan goed doen. Moenie antwoord en optree met sonde terugdoen nie. Hou aan goed doen, volhard daarin. Vers 19. So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou, met goeie dade. Nou, hoe lyk dit? Om jou siel so aan God toe te vertrou. Vers 15. Want niemand van julle moet ly as 'n moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Indien iemand jou of 'n geliefde so ernstig leed aangedoen het dat jy hulle vermoor, wat jy dan doen is jy verklap alles wat jy gesê het van die kosbaarheid daarvan om deel te hê aan Christus se lyding. Jy verklap wat jy glo oor God wat sal wraak neem en hy wat sal oordeel, want jy neem dit vir jouself. Indien jy so redeneer, hulle het so baie van my gesteel, ek gaan by hulle steel, dan steel ek eintlik my eie goed terug. Indien jy daarvoor gevang word en gestraf word, dan ly jy nie ter wille van Christus nie. Inteendeel, dan sal jou verkondiging van die waarde van Christus bo aardse besittings leeg bewys word. Indien jy enige vorm van kwaad doen rasionaliseer en regverdig omdat daar iets teen jou kwaads gedoen is, dan is jou verkondiging van God as wat regter optree ook leeg. Die manier hoe om jou siel aan God te vertrou wanneer jy as Christen ter wille van getrouheid aan Christus ly, is juis deur goed te doen. Juis deur wraak en vergelding te los. Maar om die lyding ter wille van Christus te dra en aan te hou met die goeie. Wat is dan ons verwagting in hierdie lewe as Christen? Ons sal ly. In die besonder sal ons verdrukking ly, omdat ons volgens die wil van God wil lewe in alles, en nie buig voor die tydsgees, of saamgaan met die sonde, wat ons weet verkeerd is, maar die samelewing so goed vind nie. So ons verwag hierdie lyding, maar ons verwag dit nie met sigting en die geknars van tande nie, inteendeel. Ons jubel, want daardeur word Christus as ons hoogste skat bewys, wanneer ons bereid is en selfs vreugde daarin vind, om ter wille van sy naam te ly,
om te deel aan sy lyde. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U vir ons eenheid met Christus. Dat ons in Hom mag wees, een met Hom. Dat ons U kinders mag wees, want Hy is U seun en ons is in Hom. Dat ons skoon mag wees, want Hy is skoon en ons is in Hom. Ons prys U vir elke deel van ons eenheid in ons gemeenskap met Christus, selfs sy lyde. Hoe kosbaar is dit om waardig geag te mag word, om te ly vir sy naam. Want Hy is soveel meer werd, soveel heerliker en meer kosbaar as enige iets wat hier die aarde kan gee of wat lyding by ons kan neem. En Vader, ons bely dat ons gereeld swak is hiermee. En hoewel die gees van hierdie waarheid in ons harte getuig, gebeur dit maklik dat ons om lyding vry te spring, om nie sleg gesê of beswadder of belaster te word nie, dat ons nie praat waar ons eintlik moes praat nie, dat ons nie sê wat ons werklik glo uit U woord uit nie, dat ons so maklik swyg. Vergewe ons dan, Vader, en versterk ons, wanneer U ons deur die beproewingsvuur vat, mag ons altyd op ons Here Jesus Christus gehou word, mag ons altyd deur U Gees herinner word dat dit 'n kosbare ding is om te ly vir Hom, en mag U Gees ons dan ook versterk en op ons rus, die soetheid van dit wat U vir ons vir ewig voorhou, nou al laat proe. Vader, ons bid in die besonder dan vir ons gelowige broers en susters oor die wêreld wat onder swaarder beproewing as ons deurgaan, swaarder vervolging. Is toenemend, ons hoor daarvan, ons sien dit, en ons bid dat U hierdie broers en susters sal versterk. Mag U goedheid, U guns, U liefde 'n soet smaak in hulle monde wees wat die bitter van vervolging uitdoof. Hou hulle staande, hou hulle sterk teen die aanslag van die vyand, en gee toe gou uitkoms. En Vader, ons bring dan ons bede voor U, en ons lof en ons prys, ons sang, ons hele wese voor U, in die naam van ons Here Jesus Christus, mag dit deur Hom altyd voor U waardig wees. Amen. So nou vir ons Here saam sing vanuit Psalm 73, 'n kosbare ding waar Asaf stoei en worstel met dit wat hy in die lewe ervaar, dit wat hy sien, wat gebeur, totdat hy na die Here kyk, nadat die Here die waarheid vir hom openbaar, en dan skryf hy Psalm 73. So laat ons sing dan vers 1, vers 11 en vers 12.
Geliefdes van die Here, ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.